alles wat daarop is, die wêreld en die wat daarop hoor, alles behoort aan U. U die fundamente daarvan stewig gevestig. Here, en wie mag opgaan na U berg, wie mag in U heiligdom ingaan, hy wat rein van hande is, wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy, wat geen vals eed aflê nie. So iemand sal van U seën ontvang, en U sal aan hom reg laat geskied. Daarom vra ons, Here, na U wil. Amen. Die gemeente genade en vrede van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Die geloofsbelijdenis van Nicea verwoord ons geloof soos volg: ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Ons lees vanmôre twee gedeeltes. Die een is in Lukas 9, die ander een in 2 Konings 1. Lukas 9, daar is Samuel, daar had ek hom verkeerd opgesit. Dit is nie Samuel, dit is Konings. 2 Konings, so is dit 1. Ons lees eers die gedeelte in Lukas. Dit gaan oor Jesus kom naby 'n Samaritaanse dorp. Jy weet mos, ek het dit vorige keer, 'n paar jaar terug nou 'n reeks gehou oor die reisverhaal in Lukas, want in Lukas 9 tot Lukas 19 vertel Lukas vir ons hoe Jesus deur Samaria reis. Jesus is op pad Jerusalem toe vir die Paasfees. Toe hy in Jerusalem kom, is hy gekruisig. Maar Lukas vertel vir ons in 10 of 11 hoofstukke hoe dat Jesus deur Samaria loop. Hy is die evangelie wat die meeste daarvan maak. Party van die ander evangelies skryf net 'n paar versies oor Jesus se reis deur Samaria. Maar Lukas, sy oogmerk was veral om te wys dat Jesus gekom het vir die uitgeworpenes, vir die weduwees, die weeskinders, die armes, die vreemdelinge, die mense wat swaar kry, die randfigure in die samelewing. En daarom pas dit by hom dat hy van hoofstuk 9 tot hoofstuk 19 vertel hoe Jesus deur hierdie deel van die land loop, waar die Jode neergesien het, waardeur hulle self nie sommer gereis het nie. Baie van die goed wat Lukas in hierdie hoofstukke beskryf, is soos die gelykenis van die verlore seun en die verlore muntstuk en die verlore skaap, kry ons net by Lukas. Jesus se reis deur Samaria. Die ander evangelies het baie van hierdie verhale nie. Goed, kom ons kyk eers wat het daar gebeur vanaf vers 51. Toe die tyd nader kom, en dis nou waar Lukas se verhaal oor Jesus se reis begin. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer?
maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Goed, en dan kyk ons na 'n ander gebeurtenis wat ook in Samaria gebeur het. Johannes en Jakobus wil nou 4 afroep, maar hulle vra sommer die Here, moet ons dit afroep, so asof hulle nou 4 sou kon afroep uit hulle eie uit. Maar 'n ander keer wat daar wel 4 in Samaria gekom het, 2 Konings 1, na die dood van Agab, het Moab in opstand gekom teen Israel. Ahasia, nou dit is nou die koning van die Noordryk gewees. Ahasia het in Samaria deur sy bokkamer se traliewerk geval en hom ernstig beseer. Hy het boodskappers gestuur met die opdrag, gaan raadpleeg vir Baal-Zebub, die god van Ekron, om te hoor of ek hierdie besering sal oorleef. Net so 'n opmerkingkie daaroor. Hierdie Baal-Zebub was nou 'n afgod wat hulle in die Filistynse gebied aanbid het. Daai Zebub beteken letterlik vlee, met andere Baal, die vlee god van vlee. En hulle sê dit is omdat daar in Filistia, waar die Filistyne gebly het, baie vlee was, toe het hulle sommer 'n god vir vlee ook gekry, Baal-Zebub genoem, god van vlee. Dan kan 'n mens dink hoe onderin besigheid hy was, as hy die god van vlee was. Maar later het sy naam verander. In die Nuwe Testament het hulle sy naam verander na Beelzebul. En in Jesus se tyd het Beelzebul die naam, een van die name vir Satan, vir die duiwel geword. Maar goed, die koning van Israel, gaan vra nou vir die ou wat bekend staan as Beelzebul, gaan vra hy of hy die beserings kan oorleef. Nou kan 'n mens dink hoe verkeerd dit nou was in die oë van die Here, dat sy koning, die koning van sy volk, so iets doen. Nou wat er verder gebeur, vanaf vers 3. Maar die engel van die Here het vir Elia die Tisbiet gesê, loop gou die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en sê vir hulle, is daar dan geen God in Israel nie, dat julle vir Baal-Zebub, die god van Ekron, gaan raadpleeg. Daarom sê die Here vir die koning, jy sal nie opstaan uit die bed waarin jy gaan lê het nie, jy gaan sterf. Toe vertrek Elia en die boodskappers het omgedraai na die koning toe. Hy vra hulle toe, waarom het julle omgedraai? Hulle het hom geantwoord, 'n man het ons tegemoet geloop en vir ons gesê, gaan terug na die koning wat vir julle gestuur het en sê vir hom, so sê die Here, is daar dan geen God in Israel nie, dat jy boodskappers stuur om Baal-Zebub, die god van Ekron, te raadpleeg. Daarom sal jy nie opstaan uit die bed waarin jy gaan lê het nie. Jy gaan sterf. Die koning vra hulle toe, hoe die man gelyk wat vir julle tegemoet geloop en hierdie dinge vir julle gesê het. Hulle het geantwoord, dit was 'n man met velklere aan en met 'n velgordel om sy middel. Daarop sê die koning, dit moet Elia, die Tisbiet wees. Hy stuur toe 'n offisier met 50 manskappe na Elia toe. Die offisier het na Elia toe opgeklim waar hy op die top van 'n berg gesit het. Die offisier het vir hom gesê, man van God, die koning het beveel jy moet afkom na hom toe. Toe antwoord Elia die offisier, so seker as ek 'n man van God is, daar sal vuur uit die hemel uit afkom en jou 50 man verteer. Daar het toe vuur uit die hemel uit afgekom en die offisier en sy 50 manskappe verteer. Die koning stuur toe 'n ander offisier met 50 man na Elia toe om hom te beveel, man van God, die koning sê jy moet vinnig na hom toe kom. Elia het hom geantwoord, so seker as ek 'n man van God is, daar sal vuur uit die hemel uit afkom en jou 50 man verteer. Daar het toe 'n vuur van God uit die hemel uit afgekom en het die offisier en sy 50 man verteer. Die koning stuur toe 'n derde keer 'n offisier met 50 man. Die derde offisier is die berg op. Nou kyk nou net as ons nou verder lees. Nou raak hulle skrikkerig vir Elia. Die eerste 2 het net beveel, kom gou, jy moet kom, net opdragte. Maar kyk nou net, nou het hulle 'n bietjie respek vir ou Elia begin te kry. Maar kyk hoe maak hierdie derde ene. Die derde offisier is die berg op. By Elia aangekom het hy op sy knieë voor hom geval en hom om genade gesmeek. Man van God, spaar tog asseblief my lewe en die lewe van hierdie 50 man. Dat vuur uit die hemel uit afgekom en dit het die 2 offisiere wat vroeër gekom het, saam met hulle manskappe verteer. Spaar nou asseblief my lewe.
En hierdie arme offisier, hy het nie keuse nie, die koning stuur hom en hy weet wat met die vorige 2 kere gebeur het. En hy weet dit kan met hom ook gebeur, maar hy moet met die koning se opdrag uitvoer. Daarom dat hy nou so bang is, op sy knieë staan en smeek. Die engel van die Here het vir Elia gesê, klim af saam met hom, moenie vir hom bang wees nie. Elia het saam met hom die berg af na die koning toe. Elia het vir die koning gesê, so sê die Here, omdat jy boodskappers gestuur het om Baal-Zebub, die god van Ekron te raadpleeg, asof daar geen god in Israel is wat geraadpleeg kan word nie, sal jy nie opstaan uit die bed waarin jy nou lê nie. Jy gaan sterf. Hy het ook gesterf in ooreenstemming met die woord van die Here wat deur Elia gekom het. Omdat Ahazia self geen kinders gehad het nie, is hy as koning opgevolg deur Joram. Dit was in die 2de regeringsjaar van koning Joram van Juda, seun van Josafat. Ons lees net tot sover. Nou testamentiese gedeelte vertel dan vir ons van 'n vuur wat die profeet, die man van God uit die hemel uit 2 keer wat afkom het in Samaria. Die Nuwe Testament vertel van Johannes en Jakobus wat ook vra of daar nie maar vuur uit die hemel uit kan kom. Terwyl herhaal wat Elia gedoen het. En so 'n bietjie voordat ons dan nou begin daarmee, ons is mos nog besig met wie is ek? Ons het gesê, God is besig met 'n proses in ons lewe, hy vorm ons na die beeld van Jesus, hy doen dit ter wille van ander, en dit is gesê, wat nou? En wat ons dan nou hierdie 4 Sondae in die skoolvakansie doen, want ons het gesê, daar is verskillende soorte mense, verskillende maniere wat mense hulle geloof beleef, kopmense, hartmense, handmense, en mystieke mense, want dan moet ons ook onthou, dit is nie netjiese blokkies nie. As jy 'n kopmens is, beteken dit nie, jy het nie ook 'n hart nie. Dit beteken, dit is dominerend, maar daar is ook van al die ander dinge ook kenmerke in jou lewe, maar een staan meer uit as die ander. En ons het gesê, dit sluit aan by 4 temperamentstipes. Mens kry daardie 4 wat nou op die skerm is, die vlegmate, die luiperd, koleriese mense, die leeu, melankoliese mense, olifant, sanguiniese mense, dolfyn. Die dierename daarby is nou maar net om ons bietjie te help om hierdie moeilike name te verstaan. As mense dink aan 'n luiperd, sy gedrag, hy's 'n alleenloper, hy loop sy tak, hy loop nie in troppe soos leeu's byvoorbeeld of olifante nie. Dit is die introverte mense, die alleen mense, die 1 tot 1 mense. Dan kry jy mense die koleriese tipe mense. Dit is soos die geaardheid van 'n leeu, leeu die koning van die oerwoud, die leiersfigure. Melankoliese mense, dit is die olifante. 'n Olifant is ook 'n tropdier, baie geheg ook aan hulle trop. Ek het laasweek ook gesê, weet van my jare in die Laagveld, dat die ouens gesê het, as jy olifante moet uitdien, moet jy nie een in 'n trop skiet nie, dan treur die trop. Jy moet maar eintlik die hele trop uithaal, want hulle treur te laat en te vreeslik oor een wat hulle verloor. Ons het verlede week na 'n voorbeeld gekyk in die Bybel, na Andreas. Hy was 'n olifant is 'n introvert en is 'n hartsmens. Andreas was so gewees, hy het nie so sy broer Petrus groot groepe mense toegespreek het. Petrus spreek op Pinksterdag vir skare mense, 3000 kom tot bekeer. Maar wat is Andreas? 1-1. Hy vat vir Petrus na die Here toe. Hy vat vir Nathanael, hy vat hulle so 1-1. Hy's 'n 1 tot 1 mens. En hy soek ook nie die kollig nie. Hy wil nie geprys en geëer word nie. Hy bring ook daai seentjie met die 5 brode en die 2 visse na Jesus toe. Al die ander het gedink, maar dis onmoontlik, maar hy weet, maar God is groot. En hy weet hoe mense na die Here toe te bring, en hy bring daai seentjie na die Here toe. Ook die Grieke, in Johannes 12, het hy na Jesus toe gebring. Hulle vra eers vir Filippus weet nie hoe moet hy nou maak nie. Hy vra vir Andreas, en Andreas weet presies hoe om iemand na Jesus toe te lei. Dis nou wie ons verlede week gekyk het. En dan sanguinies is die dolfyne, extroverte mense, ook hartsmense. Al die ouens wat skryf vir hierdie temperamentstipe sê, dis lekker mense om by te wees. Hulle is aangenaam, hulle is vriendelik, hulle gesels, hulle hou van kuier, hulle het harte, hulle is warm, aangename mense om mee te doen te hê. Gewoonlik in die Bybel word dit so gesê dat Abraham, as ons nou ook 'n Bybelfiguur wil koppel aan hierdie mense. Abraham is 'n tipiese luiperd, Paulus is 'n tipiese leeu, olifant, Moses
en die dolfyn Petrus. Dis die tradisionele indeling, maar ons kyk nou so 'n bietjie mos na ander mense. Verlede week het ons in plaas van Moses, het ons na Andreas gekyk. Vandag kyk ons na die leeu. En in plaas van dat ons na Paulus gaan kyk, gaan ons na Johannes se broer Jakobus. Gaan ons dan kyk as 'n voorbeeld van 'n leeutemperament. Nou, 'n leeutemperament, as 'n mens nou daai regop lyn vat, die een kant is introverte, die ander kant is ekstroverte. Iemand met 'n leeutemperament is 'n ekstrovert, en die lyn wat so loop, kop of hart, hulle is meer kopmense as hartmense. So uitgaande mense, maar wat baie meer met hulle kop as met hulle harte met ander mense omgaan. Hulle sê dat leeu's maak baie goeie bestuurders van maatskappye, van besighede. Hulle is baie goeie idee-mense. Hulle is ook baie goeie vervaardigers, omdat hulle daai dryf het, kan hulle 'n ding dryf om 'n ding vervaardig te kry, om 'n ding gemaak te kry, om 'n ding klaar te kry, om mense te dryf om 'n produk te vervaardig, goeie vervaardigers. Maar nou sê die meeste van die mense wat oor hierdie dinge skryf, dat die leeutemperament kry 'n mens ook aan die negatiewe kant by omtrent al die diktators in die wêreld, ouens wat se mag handuitdruk en diktators word, en ook by van die wêreld se ergste kriminele kry mense ook hierdie temperament. Nou as jy nou vanmôre leeu is, nou nie dit so op wat jy's nou 'n krimineel of jy's 'n diktator nie. Dit is aan die negatiewe kant wat hierdie temperament ook partykeer na vore kom. Ons kyk eers na so 'n paar positiewe kenmerke van 'n leeu temperament. Dinge wat tot voordeel is om 'n temperament te hê. Die een is dat iemand met 'n leeu temperament het 'n baie sterk wil. Nou, hulle sê dit beteken jy het baie selfdissipline, jy is gedetermineerd vir 'n ding. So met ander woorde, jy hoef nie vir iemand met hierdie temperament aan mekaar te herinner om iets te doen, aan mekaar te herinner aan wat hy moet doen, wat is sy verantwoordelikheid, wat is sy plig nie. Hy het daai selfdissipline, daai gedetermineerdheid om self die ding te doen. Hy hoef nie aangepraat en aangepor en gestoot te word om aan die gang te kom nie. Hulle sê hy 'n leeu temperament is ook iemand wat baie beslis kan optree, maar wat ook, omdat hy so gedetermineerd is, partykeer ook as hy sy dinge wil deurvoer, 'n bietjie aggressief kan raak. Aggressief kan wees om sy planne deurgevoer te kry. Iemand met 'n sterk wil. 'n Tweede ding is dat mense met 'n leeu temperament is gewoonlik ook baie prakties. Dit is mense, sê hulle, wat hulle baie goed beplan, baie deeglik uiteensit, hulle wil iewers kom en hulle weet wat die pad is om daar te kom en watter stappe hulle moet volg en hoe hulle moet doen om dit gedoen te kry. Hulle wil gewoonlik ook weet of die ding wat hulle doen die moeite werd is, of dit sinvol gaan wees, of hulle nie besig gaan met iets wat geen waarde of geen sin gaan hê nie. En hulle sê ook dat leeu temperamente ook mense is wat baie keer baie vinnig 'n praktiese oplossing vir 'n probleem kan voorstel. Hulle sal met hierdie probleem, 'n klomp mense sal met die probleem sit en is gewoonlik die leeu wat vinnig 'n praktiese oplossing gee. Hoe kan ons hierdie probleem oplos? 'n Derde ding is dat hulle baie goeie leierseienskappe het. Hulle bied ook sommer aan om leiers te wees en leiding te neem. Daarmee saam, sê hulle, is die gevaar daar dat so iemand heeltemal kan oorneem en dat so iemand, as mense dink aan die negatiewe kant van diktators, baie dominerend kan raak, arrogant en baie spelerig kan raak. Van die gevare waarvoor iemand met so 'n temperament moet oppas. Dan is hulle ook optimisties. Hulle voel gewoonlik, hulle kan dit wat hulle doen klaarmaak, hulle kan dit deurvoer. As daar probleme kom of daar's teenkante, dan sien hulle dit net as nog 'n uitdaging om net nog harder vas te byt en die ding deur te voer. En dan is hulle ook ekstroverte, mense wat uitgaande is. Dis die positiewe goed. Maar nou weet ons ook dat elkeen van die temperamentstipes 'n skadukant het. Hulle noem dit in Engels die bad wolf. Ek was een keer by een van die kursusse waar ek was, mentoropleiding, waar ons opgelei is om mentors te wees vir mense, het ons heel aan die begin van die kursus ook self die ding gedoen, om self weer ons eie temperamente, en toe is daar 'n klomp dominees wat leeu's is,
En van die ouens was toe nou ontsteld, toe ons die bad wolf, die skadukant van die leeu temperament behandel, en van hulle sê toe, maar ons is glad nie so nie. Jy sê die persoon wat die kursus aanbied, maar onthou, dis die bad wolf. Dit is, as jy onder druk is dit van die negatiewe dinge wat kan uitkom. So dis nie te sê, nou as ons deur die negatiewe goed gaan, dat die leeu temperament nou sleg is, of dat iemand wat 'n leeu is daarmee afgekraak word nie, is dinge waarvoor leeu temperament mense versigtig op hulle hoede moet wees. Eintlik is dit van die 4 temperamente die een waar mense hulle self baie definitief, baie beslis onder die beheer van die Heilige Gees moet stel. Toe ons oor die saligspreking het ons gesê, sagmoedigheid beteken krag, maar onder beheer. So, sulke mense moet veral daarop toelê dat die Heilige Gees elke dag in beheer is. Van die negatiewe kenmerke is dit vinnig meer. Dis mense wat nie baie nodig het om kwaad te word nie. As die bad wolf uitkom, as so iemand onder druk is, of soos wat mense partykeer sê, as die laagie vernis afgeskuur word, dan kan so iemand vyandig raak. Hulle sê, dit is ook baie maklik vir so iemand om gewelddadig te raak. Sulke mense sê, hulle kan ook baie wraaksugtig wees. Hulle sê dat van die 4 temperamentstipes is leeumense die mense wat die moeilikste vergewe. Dis mense wat die langste aan wrokke dra. Wat vir jou kan sê, daai dag het jy so gesê, en daai dag het jy dit aan my gedoen, en daai dag van daai maand, van daai jaar dit, en hulle vergewe en vergeet, nie so maklik soos die ander 3 tipe mense. Hulle dra wrokke met hulle saam. Dit vat hulle lank om te vergewe, lank om oor 'n ding te kom. Hulle word kwaad, dis vinnig meer kan kwaad word as mense hulle teëgaan, as mense nie alles doen wat hulle vir hulle sê om te doen nie. Hulle kan daarom ook onsmaaklik wees. Dit kan ook maak dat hulle mense eintlik daardeur van hulle af wegdryf, dat hulle naderhand nie meer mense om hulle het wat saam met hulle is nie, omdat hulle onsmaaklik kan wees. Daarmee saam sê hulle ook, het hulle nie baie meegevoel met ander mense se behoeftes en ander mense se omstandighede nie, en hulle hou ook nie daarvan as mense emosioneel raak nie, vinnig meer. Tweede ding is, hulle sê, een van die skadukant dinge wat kan uitkom, as so iemand onder druk is hulle kan gemeen wees. Veral met hulle tonge, die een skrywer sê, hulle tonge kan skerper wees as 'n lemmetjie. Kan mense met hulle tonge stukkend sny, kan dinge met hulle tonge sê wat mense verwoes, en wat mense baie seer maak. Kan ook gewoon oor mense loop, om hulle doel te bereik, omdat hulle baie keer enigiets sal wil doen, net om hulle doel te bereik, kan hulle ook oor mense loop, en hulle sê, hulle is ook baie keer trots, afkoppig, erken nie sommer as hulle verkeerd is nie, dis almal se skuld, net nie hulle sinne nie, dis daai en se skuld, dis daai en se skuld, en daai en se skuld, maar is net nie my eie skuld nie, en hulle kan baie sarkasties, en ook baie hard, kan hulle ook wees, dis die skadukant, waarteen leeu temperament mense moet waak. Selfgenoegsaam, dis maar weer daai ding van die trots, en dan voortvarend, hulle kan baie voortvarend wees, en hulle kan ook baie lief wees vir stry, om te stry oor 'n ding. Nou, dink ek dat daar baie negatiewe is. En dan sou mense nou kon vra, maar kan die Here nou so iemand gebruik? Baie beslis. Daar's plek vir al die temperamentstipes in God se koninkryk. As almal dieselfde was, as almal luiperds was, het dan niks gebeur het. Want dan het almal net op die takke gedien, gehoop iemand doen 'n ding. Dan moet leeu temperament mense ook in God se koninkryk wees. Maar belangrik, onder die beheer van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees so iemand lei en help. Ek het nou reeds vroeër gesê, Paulus is 'n voorbeeld van so iemand. As mens dink aan Paulus se lewe, hulle vat vir Markus saam op die eerste sendingreis. Markus maak nie die sendingreis klaar nie. Toe hy en Barnabas besluit, ons gaan op 'n tweede sendingreis, en Barnabas sê, kom ons vat weer vir Markus saam, toe weier Paulus. Toe sê hy, dat is nie manier nie, ons vat hom nie saam nie, hy het nie die eerste sendingreis klaar gemaak nie, klap, ons vat hom nie saam nie, hy bly by die huis. Toe verskil hulle so, dat Paulus en Barnabas skei, en dat hulle op aparte reise gaan. So het Paulus op sy punt gestaan. Hoe hy vir Petrus byvoorbeeld op 'n keer tereggewys het, Paulus was 'n tipiese voorbeeld van 'n leeu, maar ons weet die Here het hom ook kragtig in sy koninkryk gebruik. Nou vandag dan Jakobus, en kom ons, as jy nou van hierdie goed in erken, en jy voel dalk in by 'n leeu temperament, kyk hoe die Here vir Jakobus gebruik, hoe dat hy ook vir ons kan gebruik.
Jakobus was Johannes se ouer broer, en hy was een van Jesus se binnekring van 4. Die laas het ons vir gesê, daar was 4 disippels, dit was 2 broerpare, Petrus en Andreas, broers, Jakobus en Johannes, broers, 2 broerpare, was die binnekring van Jesus se disippels. Amper kan 'n mens sê, Jesus se dagbestuur. Hy het hulle baie keer saamgevat, waar hy die ander nie saamgevat het nie. In Getsemane, op die berg van verheerliking, Jairus se dogtertjie, dan het hy daai saam met hom gevat. Nou, hulle kom uit 'n familie, wat redelik bekend was. Markus 1:20 sê dat hulle pa se visvangbesigheid in Kapernaum het baie loonarbeiders gehad. So dit was 'n groot besigheid met baie mense wat vir hulle gewerk het, was 'n bekende familie. Heel waarskynlik sê hulle, was Jakobus en Johannes se pa familie van die hoëpriester. Ons sien dit onder andere ook in Johannes 18 vers 15 tot 16. Toe Jesus gevange geneem is, nou gewoonlik dat die mens mos nou die idee, die disippels het almal weggehardloop, Petrus het mos so eentjie agterna gekom, en daar in die binnehof vir Jesus verloon, toe hy gesê het, ek ken hom nie, 3 keer. Maar daar staan in Johannes 18 vers 15 tot 16, daar was wel een van die disippels, wat saam met Jesus gegaan het, en saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan het. Nou sy naam word nie daar genoem nie, maar hulle reken dat dit Johannes was, Jakobus se broer. So hy het die verste van almal gegaan, saam met Jesus, tot binne in die hoëpriester se woning, het hy vir Jesus gevolg. Heel waarskynlik weer 'n keer, omdat hulle familie was van die hoëpriester. Jakobus kom uit 'n bekende familie, bekend van heel bo in Galilea tot heel onder in Judea, 'n vername familie. In die disipelkring, as 'n mens nou 'n gesagsstruktuur sou opstel, dan sou hy tweede gekom het, net na Petrus. Petrus die leier en Jakobus direk onder Petrus, as 'n mens dit nou so sou wou instel. Een van sy groot kenmerke was sy passie. Hy het 'n geweldige passie vir die Here gehad. Hy het drif gehad, hy het ywer gehad vir die Here. Ons lees dit mos nou hier in Lukas 9, waar hy sommer vra die Here moet vuur uit die hemel uit afstuur. Jesus het hom en Johannes die byname gegee, Boanerges, wat beteken manne van die donder. En dis oor hulle geaardhede. Daai 2 broers se geaardhede was so gewees, dat Jesus hulle manne van die donder genoem het. Nou, party verklaarders sê, miskien het Jesus partykeer juis hierdie naam nog weer gebruik, as Jesus hulle wou regwys. As Jesus gesien het, hulle gaan dalk in so bietjie, hulle ruk bietjie hand uit, dan het hy dalk vir hulle gesê, Boanerges, of manne van die donder, net om hulle te herinner, maar, wow bietjie, julle is besig om 'n bietjie hand uit te ruk. Soos wat mense mos partykeer ook iemand, hulle man of hulle vrou of hulle kinders se volle naam sal sê as hulle ernstig is, dan weet jy mos nou, dan moet ek luister. So het Jesus dalk hierdie Boanerges ook gebruik. Die feit dat Herodes hom, Jakobus, eerste van al die disippels doodgemaak het, sê ook nogal iets van sy optrede in die vroeë tyd. Dat hy die eerste eers met die swaard geval het. Daar was nog ander leiers in die Bybel wat ook leeutemperamente gehad het. Elia het nie geskroom om die koning skerp aan te spreek, as die koning verkeerd gegaan het nie. As die mens 1 Konings 18 gaan lees, dan sien die mens hoe hy met die profete van Baal, die priesters van Baal, op Karmelberg te kere gegaan. 'n Sterk leeutemperament. Johannes die Doper, as die mens na sy preke gaan kyk, hy is nou iemand wat sou slaan op hierdie kateder terwyl hy preek, want hy het gesê, die byle sal klaar teen die wortels van die boom. Jesus gaan kom en hy gaan die dorsvloer skoonmaak, en hy het gepraat van vuur wat gaan kom. 'n Ernstige leeutemperament wat Johannes die Doper gehad het. Jesus se voorganger. Nehemia, in Nehemia 13 vers 25. Nou Nehemia was die ou wat na die ballingskap gekom het en die muur van Jerusalem laat herbou het. Hy het hulle georganiseer en hulle aan die gang gekry. Tipies die leeutemperament wat hy gehad het, die ouens aan die gang gekry, georganiseer, praktiese planne gekry. Die muur is herbou. Dan gebeur daar 'n ding in Nehemia 13 vers 25. Toe die muur nou klaar is, toe begin hy aan die ander dinge van die volk aandag gee. Toe sien hy maar daar's baie van die Israeliete wat met heidense vrouens getroud is, en van hulle kinders kan nie eers Judees praat nie. Staan nou in die versies net voor dit. Toe is hy so ontsteld en kwaad vir die mense. Dan staan in vers 25, hy het met hulle geraas, hy het party van hulle gevloek, hy het hulle geslaan, hy het party van hulle se hare uit hulle kop uitgetrek.
Kan jy nou dink wat sal gebeur as ek nou hier afdeel, oom Johnny se hare begin uittrek uit sy kop uit, ek sal eers nie aan oom Johnny slaan nie. Ek sal tweede kom, dink ek, vir Christof bykom en sommer almal hiervoor bykom, soos nie Jemia gemaak het. Dit sal verskriklik wees, dit sal my werk gebeur. So was nie Jemia gewees. 'n sterk leeu temperament gewees, wat in daardie tyd so sterk soos 'n leeu opgetree het. Jakobus was waarskynlik ook aangevuur deur 'n hele paar dinge. Toe Jesus byvoorbeeld die tempel gereinig het, was hy daar gewees. Hy het gesien hoe gooi Jesus tafels om, hoe rol die geld oor die vloer, hoe Jesus 'n sweepvleg en die ouens met die sweep begin te jaag. Hy het gesien en ek kan dink dat sy temperament lekker aangevuur was deur dit wat Jesus gedoen het hier in die tempel. Hy het gehoor hoe Jesus met die Fariseërs praat. Hy het gesien as Jesus duiwels uitgedryf het uit mense uit. Alles dinge wat hom aangevuur het. Sy passie, sy ywer vir die Here. Maar nou die gevaar, nou net as ons na die gevare gekyk, waarvoor iemand met 'n leeu temperament moet oppas, is dat die passie nie moet hand uitdruk nie. En 2 keer, seker meer as 2 keer, maar 2 voorbeelde waarna ons gaan kyk, het dit by Jakobus gebeur. Die een voorbeeld is die vuur uit die hemel uit, wat hulle gevra het. Ons het ons gelees hier in Lukas 9, vers 51 tot 56. Jesus reis deur Samaria, en hulle is op pad, en Jesus stuur mense vooruit om slaapplek en kos te gaan reël, en toe laat weer die Samaritaanse dorp, Jesus is nie welkom daar nie. Nou ons weet die Jode het nie van die Samaritane gehou nie, en die Samaritane het ook nie van die Jode gehou nie. Dit was nou net een en weer. Dis nie dat hulle nie slaapplek of nie kos gehad het nie, maar hulle wou net nie dit vir Jesus gee nie, omdat daar staan Jesus op pad was Jerusalem. Daarom het hulle so opgetree. En nou kom hierdie Jakobus, tipies met sy leeu temperament. Here, kan ons vuur uit die hemel uit afkom om hierdie mense almal te verteer. Nou ek het die stukkie gelees in 2 Konings 1, waar Elia ook vuur uit die hemel uit laat afkom, met 2 keer om die offisier en sy 50 manskappe dood te maak. In Elia se geval het dit daai tyd gegaan om die eer van God in die Ou Testament. Want die koning van Israel het by die vleie God, Baal-Sebub, gaan raad vra en nie by die ware God nie. En het daaroor gegaan dat Israel in die Ou Testament moes erken wie die ware God is. Nou in die Nuwe Testament wil Jakobus en Johannes Elia se gebeure herhaal, vuur uit die hemel uit. Maar Jesus se bediening was anders. As mens dink aan Lukas 4, dan praat Jesus, en dis die eerste keer dat hy in die openbaar optree, in sy tuisdorp in Nasaret. Hy staan op in die sinagoge om te preek, nou hy het al groot geword, en hy gee vir hom die boekrol aan. Hy het hom oopgemaak by Jesaja, en Jesus vat die boekrol, en hy begin te lees waar Jesaja sê, die gees van die Here is op my, en die evangelie word aan die armes verkondig, daar word vrylating vir gevangenes verkondig, gesig vir blindes, die onderdruktes sal vrygaan, die genadejaar van die Here kom. En toe Jesus klaar gelees het, staan daar, het Jesus gesê, hierdie woord is vandag in julle ore vervul. Waarmee Jesus gesê, dis wat hy kom doen het, die genade gebring het van God. Johannes 3 vers 17, hy het nie gekom om te veroordeel nie, maar om die wêreld te kom red. As jy mens dink aan nog ander versies, jy sou nou kon sê, maar Johannes en Jakobus was lief vir Jesus, en dit was hulle passie vir Jesus, hierdie dorp het Jesus beledig. Maar Romeine 2 vers 4 sê ook vir ons, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Hy wil nie iemand moet verlore gaan nie. Soos 2 Petrus 3 vers 9, hy stel nie die vervulling van sy belofte uit, maar hy is geduldig, want hy wil nie iemand moet verlore gaan nie. Jesegiel 33 vers 11, God wil nie 'n sondaar moet in sy sonde sterf nie. Hy wil hê hy moet omkeer. En daarom het Jesus vir Jakobus en Johannes die kerk tereggewys. Hy bring nou God se genade. Nie meer die oordeel soos in die Ou Testament nie, maar God se genade en God se liefde. Later in die Bybel sê die mense hoe belangrik dit was wat Jesus hier gedoen het. In Handelinge 8, vers 6 tot 8 lees ons hoe dat Filippus die evangelie in Samaria gaan verkondig en 'n klomp mense tot bekering kom. En daai mense is gered vir die ewigheid. As Jesus vir Jakobus en Johannes gesê het, ja, dat die vuur kom, dat hy hulle uitwis, het daai mense nie die geleentheid later gehad om gered te word nie. Maar omdat hulle gespaar is, het hulle later die verkondiging van die evangelie vir Jesus aangeneem.
Een voorbeeld waar die vinnige temperament van 'n leeu sommer vuur wil stuur, doodmaak, voor die voet klaarmaak, soos wat leeu mense sal sê, klap. En Jesus sê nee, daar's genade, daar's tyd, kom ons gee kans. Tweede voorbeeld gaan ek baie kort oorlees. Matteus 20, vers 20 tot 24. Hulle wil trone hê, hierdie twee broers. Ons sit sommer almal gerop. Hulle kom en hulle sê vir Jesus, Here, as ons in die koninkryk kom, gee asseblief vir ons, Jakobus en Johannes, elkeen 'n troon. Een aan die regterkant, een aan die linkerkant. Later staan dat die ander disippels was hulle toe hulle hoor wat hulle vir Jesus gevra, dat hulle so kan verhef, dat hulle nou trone wil hê, wat van die ander 10? Maar dit is hoe die leeu temperament was. Hulle wil trone hê, hulle wil mag hê, hulle wil ereplekke hê. Maar Jesus wys vir hulle, julle gaan 'n lydingsbeker moet drink. En dan lees ons in Handelinge 12, hoe dat Jakobus toe tog die lydingsbeker gedrink het. Daar staan in Handelinge 12 vers 1 tot 2, dat Herodes hom laat vang het, en dat Herodes hom met die swaard doodgemaak het. Jesus het vir hom gesê, as jy die heerlikheid wil hê wat ek het, gaan jy die lydingsbeker moet drink wat ek moet drink. Jakobus het gesê, ek sal hom drink, Here. Toe word hy die eerste disipel wat vir sy geloof doodgemaak is. Wat 'n wonderlike ding met Johannes en met Jakobus gebeur. Clemens van Alexandrië, wat ook 'n geskiedskrywer was, het gesê, toe Jakobus uiteindelik gesterf het dit so gebeur. Iemand het hom uitgelewer. En toe hy verhoor word, toe getuig Jakobus van sy geloof in die Here. En die man wat hom uitgelewer het, het gestaan en luister na Jakobus sy getuienis. En onder sy getuienis kom hy tot bekering, en toe sy spyt het vir Jakobus uitgelewer. En toe sê hy vir die ou wat hom verhoor, ek het die Here ook nou so pas aangeneem. Kruisig my saam met hom, maak my saam met hom dood. Want nou moet nie net hy sterf nie, ek glo ook nou in die Here. En hulle sê dat hierdie twee saam weggelei, en net voor hulle doodgemaak is, toe sê die man vir Jakobus, ek is jammer ek het dit gedoen om jou uit te lewer. Nou, 'n leeu temperament, want ons het mos gesien waar dit kan lei, maar kyk net hoe wonderlik het Jakobus geleer om onder die Here se genade te leef. Daar staan hy hierdie man vergewe. Hy het hom 'n soen gegee. En hy het hom gesê, ek is nie kwaad vir jou, ek het jou vergewe. Daarom kan ons sê, God kan mense met leeu temperamente wonderlik in sy koninkryk gebruik. Hulle is ook nodig in God se koninkryk. Maar belangrik dan ook, om veral baie beslis onder die beheer van die Heilige Gees te wees. Net hier ons prentjie, jy kan daar so sien, kopmense, ekstroverte, persone wie ons vandag gekyk het, laasweek sinne die olifant, ek weet nou nog nie lekker wat een van die twee ons volgende week gaan doen nie, of die dolfyne of die luiperd, maar een van die twee gaan ons volgende week kan doen. Of 'n baie erge introvert of 'n baie erge ekstrovert. Die sterkste introvert of die sterkste ekstrovert. Een van die twee volgende week. As jy jouself vanmôre herken het, weet, die Here het ook vir jou plek in sy koninkryk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ook die lewens wil gebruik in U koninkryk. Daar is leiers nodig, daar is mense met dryf nodig, maar so belangrik, Here, dat mense met 'n leeu temperament die liefde moet doen en dit onder die beheer van die Heilige Gees moet doen en nie moet aantrek nie. Op net onder die beheer van die Heilige Gees moet wees. Ons bid, Here, dat U ook die leeu's in ons gemeente sal gebruik, Here, vir U hulle ook in ons gemeente geplaas. Net soos wat U ook die olifante en die luiperds en die dolfyne in ons gemeente wil gebruik. Dat U vir ons elkeen wys waar ons plekkie is, waar ons bydrae kan lewer. Here, ons wil graag vir U werk en ons wil graag in U diens wees, omdat ons, Here, vir U baie lief het. In Jesus se naam het ons dit. Amen. Goed, ek het laas gesê, ek 'n paar keer gesê, daar is ons 'n bietjie navorsing gedoen ook, waar ons kan 'n bietjie daaruit leer. Die 5 dinge waaroor mense die meeste spyt is op hulle sterfbed. Die ding waaroor mense die meeste spyt is dat hulle wens hulle die moed gehad om getrou aan hulle self te lewe, nie die lewe wat ander vir hulle besluit het. Dat mense op hulle sterfbed sê, maar ek het my hele lewe lang
ander mense probeer tevrede stel, probeer please, probeer gelukkig hou. Ek was net wie die Here my gemaak het. Ek was net getrou aan wie ek is. Tweede ding waaroor mense spyt is dat hulle mense dit nie so hard gewerk nie, in die sin van, mense het meer tyd aan my mense gegee. Minder aan my werk en meer aan my gesin, aan my kinders en my vrou of my man. Derde ding, waarna ons vandag kyk, ek wens ek het die moed gehad om my gevoelens te kommunikeer. Dit sê mense ook baie keer. Ek het so baie dinge binne gehou. Ek het so baie dinge nie gesê nie. So baie dinge ongesê gebly. Ek moes meer gesê het, ek is lief vir jou. Ek moes meer gesê het, jy is belangrik vir my. Ek moes my gevoelens meer gekommunikeer. Kom ek hierdie goeders noem is, ons kyk ons nou na wie is ons, en ons moet leer uit ander mense se rou en spyt wat hulle het, dat ons nie dieselfde fout maak nie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.